So, julle kan julle Bybels oopmaak in Handelinge 2 vers 1 tot 4 en die skrifgedeeltes gaan op die bord wees. Daar gaan 2 kortes wees wat ek sal lees van die bord af, maar die skrifgedeeltes kan jy net gou daar wys. Is wat ons gaan deurwerk vandag. So daar's 'n paar as jy 'n nota wil maak van dit, maar die primêre skrif wat ek verlees vandag is in Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 4 en julle kan julle Bybels daar oopmaak. Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So ons sien hierso iets wat gebeur het. Vroeër in Handelinge sê Jesus vir sy disippels, gaan en wag totdat julle krag ontvang. En as julle daai krag ontvang het, dan gaan julle effektief wees om uit te gaan en mense te vertel van my. Nou dit het gebeur op Pinksterfees. Nou hoekom het dit gebeur op Pinksterfees? Hoekom is die Heilige Gees op die Pinksterfees uitgestort? En wat is die doel van die Heilige Gees? En ons gaan vandag 'n bietjie kyk na dit. So, meeste van ons ken Pinksterfees as die uitstorting van die Heilige Gees. Maar dit is nie alleen wat dit was nie. Die Pinksterfees kom al vandat Israel uit Egipte uitgelei is, het God die fees ingestel en vir Moses gesê dat wanneer die Israeliete in die beloofde land ingaan, moet hulle sekere feeste onderhou. Nou, voordat ons daar gaan, wil ek julle net eers 'n bietjie terugvat of bewus maak van die feit dat ons lewe in 'n tyd waar ons toegang het na tegnologie wat 95 tot 96% van die hele samelewing van die mensdom nog nooit gehad het nie. Besef julle dit? 200 jaar terug was dit 'n idee gewees. Engines was 'n gedagte gewees. Dit was nog nie in volle werking gewees nie. Selfone is nie 50 jaar oud nie. Ons lewe met tegnologie wat die meerderheid van die mensdom nooit eers van bewus was nie. Nou tegnologie het sy voordele en dit het ook sy nadele. As ons kyk na tegnologie in verband met ons kos, dan is dit 'n baie groot voordeel. Waar kom jou rou bestanddele van kos vandaan? Dit kom verseker nie van die rakke van 'n supermark af nie. Dis maar net die plek waar jy dit kry. Maar dis nie waar dit vandaan kom nie. Nou ek wil nie die boere hier so kwaad maak nie, maar dit kom ook nie van die boere af nie. Die boere het 'n spesifieke rol wat hulle vul, maar wat hulle doen is hulle vat dit wat God gemaak het en hulle bestuur dit en dit bring 'n opbrengs en dit gee hulle die vermoë om iets te kan produseer. Maar kos kom net van God af. Alles wat jy in die winkel kry is nie noodwendig kos nie. Daar's baie goed wat hulle al probeer namaak het deur tegnologie om kos te probeer maak, in te sit wat kos moet wees. Maar as jy 'n put in die grond sit, kom daar lewe op. Daar begin groei plaasvind. Die boer het nie daai groei laat plaasvind nie. God laat dit gebeur. As 'n bees wy in die veld, doen daai boer niks behalwe om seker te maak daar's genoeg gras nie. Die bees, dit wat God in die dier gesit het, doen alles wat nodig is sodat daai dier geslag kan word en dat ek en jy kos kan kry. Wanneer die boer die land reg bestuur, dan bring dit 'n oes op wat hy dan kan gebruik om op die rakke te sit. Die beste is om dit eintlik weer vir die dier te gee, en dan eet ons net die dier en dan werk dit alles goed. Maar daar is mense wat van groente ook hou, so
Julle is welkom om dit te eet. Ek sal my groente inkry deur die bees of die skaap en dan eet ek hom so. Ek grap maar net. Jy moenie dit vir jou ouers gaan sê nie. As die kinders is, julle eet julle groente, né? OK. Maar dit is die voorreg wat 'n boer het. Die boer het daai voorreg om te bestuur wat God in sy hande gesit het, om 'n opbrengs te kan lewer. Of dat die dier vet kan word en geslag kan word. Maar die boer kan nie die hele proses in werking sit nie. Dit kom van God af. Nou boerdery het al verander soos wat tegnologie ontwikkel het en verbeter het. Maar die groot probleem is dat ons persepsie van waar kos vandaan kom meer verander het as wat ons eintlik besef. Wat bedoel ek daarmee? Jy kan nou in jou kar klim en jy gaan winkel toe en jy kry vir jou iets op die rakke. Dis nie 'n probleem nie. Maar dit was nie altyd die geval gewees nie. Dit was nie altyd so maklik soos wat ek en jy dit vandag het nie. So jy sit dalk hierso en jy sê, Johan, wat het boerdery en kos enigiets te doen met die fees van Pinkster en die Heilige Gees? En ek wil vir jou sê, dit het baie meer te doen as wat jy besef. Want 2000 jaar terug moes mense ook geëet het, soos ek en jy. 4000 jaar terug moes mense ook geëet het, soos ek en jy. Kos is 'n baie belangrike deel van ons lewe. Nadat jy ontbyt geëet het, dan begin jy dink, wat gaan ek vanmiddagete eet? Is dit so? Ja, jy moet begin beplan, jy moet planne maak. So kos is 'n groot deel van ons lewe. As jy nie eet nie, gaan jy dood. Dit is 'n realiteit. So ons besef nie altyd die belangrikheid van kos nie. Dit is net deel van ons lewe. Ons gaan maar net aan, maar ons dink nie eintlik daaroor nie. As daar nou 'n misoes moes plaasvind, dan gaan dit nie noodwendig die kos op ons rakke beïnvloed nie. Sou julle met my saamstem? Die pryse gaan dalk 'n bietjie opgaan of so ietsie, maar meeste van die tyd gaan ons nog kos op die rakke kan kry. Toe daar die back and claw uitgebreek het dit boere beïnvloed en daar was groot stories rondom dit, maar daar was nog steeds vleis op die rakke gewees. Alhoewel dit nie bekostigbaar was nie, maar dit was daar. So daar is 'n invloed, maar dit is nie dat ons sit met niks nie. 2000 jaar terug, 4000 jaar terug, ek wil sê nie eers 200 jaar terug nie. As 'n area 'n misoes gehad het, was dit vir hulle moontlik, was die moontlikheid dat hulle sou doodgaan baie groot. Want hulle het nie die logistiek gehad wat ons vandag het, rondom trokke, rondom alles wat daar rondgaan vir ons om kos van elke liewe area van die wêreld af te kan kry nie. Daar is boere wat hulle gewasse van Suid-Afrika reg oor die wêreld stuur. Tegnologie het dit moontlik gemaak dat hulle produk reg kan hou. Hoe dit alles werk, weet ek nie. Alles werk sodat daai oes daar uit kan kom, sodat dit kan verkoop word en mense eet goeder wat nie eens in hulle eie land gegroei is nie. Daar's 'n groot gedeelte van die gewasse wat in Suid-Afrika geplant word, wat ons nie eers sien op ons rakke nie. Dit gaan na ander lande toe. En dit maak dit moontlik dat ons reg deur die jaar vrugte kan kry, wat jy normaalweg nooit sou kon kry nie. Nie eers toe ons oupas gelewe het, was dit die moontlikheid gewees nie. Ons lewe in 'n heeltemal ander era as dit kom by kos. So vir ons om Pinkster reg te verstaan, moet ons kyk, hoekom het die Israeliete die Pinksterfees gevier? En waar pas dit in die versoeningsplan van God? En pas dit in sy versoeningsplan in? Nou wat is die versoeningsplan? Dis dalk 'n woord wat van julle dalk nog nie gehoor het nie. Maar die versoeningsplan is iets wat God in werking gestel het die dag toe Adam en Eva gesondig het. En hy het besef, hy moet iets doen, sodat die mensdom, en nie net die mensdom nie, maar die hele aarde weer gerestoreer kan word teenoor hom, in regte stand kan kom met hom. En dit het onder andere in vervulling gekom met Jesus, en dit het begin in vervulling kom met Pinkster, en ons gaan na al daai goeders kyk, en eendag gaan dit alles, wat julle hierso sien, gaan verwoes word.
En daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. En dan is dit alles volbring, die plan van die versoening wat God gehad het. So daar is 7 feeste wat die Israeliete moes hou. Maar ek wil net na 3 van hulle kyk en dit is die 3 oesfeeste. Die eerste ene is Pasga of die eerste vrugfees. So die Pasga en die eerste vrugfees is baie naby aan mekaar. Die tweede ene is die Pinksterfees en dit is gevier aan die einde van die graanoes. En dan die derde ene is die Hittefees of die fees van Tabernakels en dit is gevier nadat die totale oes ingekom het, nadat die graan, die druiwe en die olywe geoes is en reg is vir die winter. As ons 'n droogte of 'n misoes beleef, dan kan ons nog aangaan. Maar meeste mense kon dit nie oorleef het nie. Die probleem is, ons het 'n disconnect gekry van waar ons kos vandaan kom en hoe ons dit kry. Ons besef nie wat alles ingaan vir daai oes om reg te moet wees nie. Ek en jy is niks minder afhanklik van 'n goeie oes as wat Israel was 2000 jaar terug of 3000 jaar terug of 4000 jaar terug nie. Ons is niks minder, ons is net meer onbewus van ons afhanklikheid. Ons is blind vir die realiteit van waar ons voedsel vandaan kom. God moet alles reg in werking hê vir 'n boer om te kan oes, vir 'n boer om 'n opbrengs te kan bring. Maar in die tyd van Jesus en voor dit en na dit was mense baie meer bewus van hulle afhanklikheid van daai saad wat geplant is. So, hulle het geplant, hulle het gewag en hulle het gebid, want hulle het nie sprinkelbesproeiing gehad nie. Hulle moes vertrou op die Here dat hy die reën gaan stuur wat nodig is vir daai gewasse om te kan groei. Hulle moes vertrou op God dat hy daai oes gaan beskerm en dat hulle daai oes sal van die land af kan haal. Want daai oes was hulle lewe gewees. As daai 'n misoes was die moontlikheid dat hulle oorleef baie, baie klein. Die afhanklikheid teenoor God se voorsiening was waaroor die oesfeeste gegaan het. Hulle het daai feeste gevier uit dankbaarheid, uit 'n genade, uit dankbaarheid vir God se voorsiening en uit God se getrouheid om daai oes te laat plaasvind. Nou God is nog steeds besig met 'n oes, maar dit is 'n oes van mense. God is besig met die werk wat alles oorgaan en dit is om mense te versoen na hom en om mense by hom te hê vir ewig. Pinkster was nie net 'n dag of 'n datum nie, maar dit was eintlik 'n verklaring dat lewe kom net van God se voorsiening af. En ek wil hê julle moet dit werklik verstaan vandag. Dit is hoekom ek kyk na kos. Want ons besef nie hoe afhanklik ons is van die voorsiening van God af vir oorlewing nie, vir elke dag se lewe nie. As jy al moes gegaan het sonder 'n inkomste, dan weet jy hoe werklik verlig jy is die dag as daar geld inkom. As jou lewe as jy al gekonfronteer was met die dood, dan is jy werklik dankbaar vir jou lewe. Is dit nie so nie? Nou ek wil hê jy moet daai twee gevoele bymekaar sit. En ek dink dit is hoe dit moes voel wanneer daai oes klaar ingekom het. 'n Verligting van die oes is van die land af. En 'n blydskap dat daar 'n dankbare hart dat daar nou kos is vir die seisoen wat nou kom, wat winter gaan wees. Hier is ons boere hier wat weet hoe dit voel om 'n oes op die land te hê en nie te weet hoe gaan hulle hom nou afkry nie. En dan kom hulle daai oes af en dis verligting vir hulle om daai oes af te kon gehaal het en hulle is dankbaar vir die voorsiening van die Here. Nou hoe het hierdie feeste enige toepassing vir ons op die Nuwe Testament? Ek wil bietjie daarna kyk.
So ek wil hê ons moet na die eerste fees kyk en dit is Pasga. En dit is die fees van 1. Lees saam met my in Levitikus 23 vanaf vers 9 tot 11. Die derde boek. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrengsoes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring en hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. So hy praat hier van 'n gerf. Meeste van ons weet nie meer wat is 'n gerf nie. 'n Gerf is 'n bondel gewees. So in die ou dae was daar nie stroopers gewees nie. So die koring was geoes en dit was in 'n gerf gebondel wat hulle dan gebruik het om rond te dra en te beweeg met dit. En daai eerste gerf moes nie geëet geword het nie. Dit moes nie verkoop geword het nie. Dit moes gestoor geword het. Dit moes ook nie gestoor geword het nie. Dit moes vir die priester gebring geword het. En hierdie enkele gerf het die hele oes verteenwoordig. En hulle het daai gerf gevat en die priester moes dit die dag na die Sabbat waai voor die Here. Nou daai gerf het 'n domino effek gehad. Die eerste gerf het hulle in staat het die proses begin wat alles sou nodig was moet gebeur om die hele oes in te moes laat kom. Toe Jesus gekruisig is op Pasga, was hy die eerste vrug wat die domino effek begin het vir die hele oes wat in moet kom. Omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het, weet ons dat die res gaan volg. Jesus se leë graf is nie die einde gewees nie. Dit is die begin van die oes wat God mee besig is om in te bring. As jy 'n deposito op 'n huis betaal, beteken dit dat alles betaal is? Nee. Maar dit is die waarborg wat jy sê, luister, ek gaan alles betaal. In 1 Korintiërs 15 vers 20 lees ons wat Paulus sê oor Jesus. Lees saam met my en dit is om op die bord. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Jesus was daai eersteling, die eerste vrug vir die wat ontslaap het. Jesus het die dood oorwin sodat ek en jy ewige lewe kan beerwe. Jesus was die begin van die volle oes wat moet inkom. Ek wil vir jou sê dat God het 'n plan met jou lewe. God wil daai plan volbring in jou lewe. Hy wil hê dat dit goed moet gaan met jou. Hy wil hê dat jy eendag in ewigheid saam met hom moet wees. Vir dit vra hy net dat ons aan hom gehoorsaam wees. Dat ons sy leiding sal volg. Dat ons onderdanig sal wees aan die woord. Maar ek wil vir jou ook sê dat God het 'n plan met hierdie wêreld. En ek en jy het 'n keuse aan watter kant van hierdie plan ons val. God wil hê dat almal gered moet word. Maar is elke persoon se keuse of hy Jesus wil aanneem of nie. Dis elke persoon se keuse of hy wil sy geloof in Jesus sit of nie. Maar eendag gaan hierdie aarde verwoes word. Eendag gaan daar rekenskap gegee word vir alles wat ons gedoen het. En eendag het ek en jy die voorreg om saam met Christus te wees vir ewig, as jy gekies het om jou geloof in hom te sit. Die tweede fees is die fees van Pinkster. En dit
Dit is terwyl die oestyd aan die gang was. Dit is die oes van baie gewees. So 50 dae na Pasga was die fees van Pinkster gewees. En dit is toe die Heilige Gees uitgestort was op die disippels wat in die bokamer was. En nadat Petrus die evangelie met hulle gedeel het, vra hulle, wat moet ons doen? En hy sê, bekeer julle, laat julle doop in die naam van Jesus Christus en julle sal die Heilige Gees ontvang. En daai dag is daar ongeveer 3000 by die kerk gevoeg. Hoekom het dit alles kon gebeur? Omdat die Heilige Gees op hulle uitgestort is. Ek en jy lewe in 'n tyd wat ons baie keer alles self wil doen. Ons wil nie wag vir iemand nie. Ons wil nie net 'n oomblik vat om stil te staan nie. Ek sal dit self uitfigure. Jy my nie nou kan help nie, ek gaan 'n ander plan maak. En ons wil alles self uitfigure. Ons het nie meer geduld nie. En ons hou nie van wag nie. Maar 500 jaar terug, as jy 'n skip gelaai het vol van 'n vrag wat iewers heen moet gaan, en daar het nie wind gewaai in daai hawe nie, het jy net daar gestaan en wag. Maar wat het ons gaan doen? Ons het slim geraak. Ons het engines ontwikkel. Ons het gesê, ek wag vir niemand nie. Hierdie skip gaan. Nou maak ons soos die Titanic. Nie eers God kan hierdie skip sink nie. Ons moet versigtig wees om nie so gedrewe te wil wees dat ons op die einde van die dag probeer funksioneer sonder die werking van die Heilige Gees nie. Sodra daai wind in 'n skip se seile kon kom, dan het die skip die vermoë gehad en die krag wat nodig was om vorentoe te kon gaan. Die skip het beweeg met krag wat hy nie gegenereer het nie. Hy het net daai krag ontvang en daarom kon daai skip vorentoe beweeg. En dit is wat op Pinkster gebeur het, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe ontvang die disippels krag wat nodig is, sodat hulle effektief kan wees vir die plan en die werking wat die Here hulle voor geroep het. Ek het vir jou 'n vraag. Beweeg jy sonder die krag van die Heilige Gees? As jy doen, nou op. Begin staat maak op die Heilige Gees. As jy wonder hoe dit werk, kom praat met ons. Want ons kan nie effektief wees as ons nie die krag van die Heilige Gees het nie. Die wêreld het die krag van die Heilige Gees nodig wat in elke wedergebore Christen se lewe funksioneer, sodat daar verandering kan kom in hierdie wêreld. As ons Brit wil sien verander, moet ons nie uit ons kop planne probeer maak nie. Ons kort die krag van die Heilige Gees wat funksioneer in elke persoon se lewe, sodat Brits werklik kan verander. Die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinkster, is God se krag vir die kerk om effektiewe getuie te wees aan mense, sodat die volle oes in kan kom. Ek wil hê ons moet nou kyk na die laaste fees, die hittefees. En ek wil hê ons moet in Matteus 13 vers 36 lees. Matteus 13 vers 36. En dit gaan 'n groter gedeelte wees, dat julle net die volle gedeelte kan verstaan, vanaf vers 36 tot 43. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En die saailand is die wêreld, die goeie saad.
Dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en geknars van tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. So ek wil hê ons moet kyk na twee spesifieke verse, vers 39 en vers 43. Lees saam met my vers 39. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. So die vyand kom en hy saai onkruid, né? Die oes is die volëinding van die wêreld. So wanneer gaan die volle oes inkom? Met die volëinding van die wêreld. En die maaiers, die wat dit alles inbring, is God se engele wat dit alles inbring. Kom ons lees vers 43. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hulle hoor. Die idee is dat die kinders skyn in die koninkryk van God. Maar hy sê hierso, laat hulle wat ore het, hoor. Wie van julle het nie ore hierso nie? Ons almal het. Dat ons hoor, daar is 'n plan wat God het. Dat ons hoor, dat daar is 'n oes wat in moet kom. Dat ons hoor, dat die Here wil hê, almal moet na hom toe kom. En dat ons nie net dit sal hoor nie, maar dat dit oor sal gaan in aksie. So die fees van Tabernakels of die hittefees was heel aan die einde van die oes gewees. Dit is die laaste fees wat hulle gevier het. En dit is vir God so voorsiening gewees, maar ook vir God wat hulle beskerm het in die woestyn vir 40 jaar lank. Hulle het vol skure gevier en leë lande. Hulle het gevier dat die harde werk tot 'n einde gekom het en dat hulle gedoen het wat hulle moes. Nou wat beteken dit vir my en jou? Ons lees in Openbaring 7 vers 9 tot 10 iets baie interessants. Blaai saam met my soontoe. Openbaring 7 vers 9 tot 10. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê: Heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Hierso sien ons 'n groot menigte wat voor God is. En dit is almal wat ingekom het met die oes. God wil hê dat elke persoon gered moet word. Ons vra baie keer die vraag, wanneer kom die Here? Hoe lank nog? Hoe lank moet ons deur hierdie moeilike tye gaan? En ons is nie die eerstes wat dit gevra het nie. Dit word al gevra vandat Jesus opgegaan het hemel toe. Wanneer kom hy weer? Hoe lank moet ons hierdie verdrukking beleef? Maar die woord sê dat hy is lankmoedig. Hy vat sy tyd om te kom, want hy wil nie hê enige iemand moet verlore gaan nie. Openbaring praat van mense uit elke nasie en volk en stam, wat niemand kon tel nie, wat voor Jesus is. Jesus is bekommerd oor elke persoon wat op hierdie aarde is. Jesus is nie bekommerd oor 'n oes in die land nie. Hy is nie bekommerd oor 'n oes wat nog moet opkom, 'n fisiese oes in die wêreld nie. Hy is bekommerd oor mense wat tot bekering moet kom. Dit is die doel en die plan wat hy het. Hy wil hê dat almal
tot bekering moet kom. Die finale fees is wanneer alle nasies saam voor God is en versoen is in ewigheid. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Tussen Pinkster en die fees van Tabernakels lê my en jou roeping en tyd. Dit is waar ons nou in lewe. Pinkster het klaar gebeur. Maar die volëinding van die aarde het nog nie gebeur nie. Jesus het klaar opgestaan uit die dood uit. En God sê, ek waarborg 'n finale oes. Ek en jy moet nou arbei met die krag van die Heilige Gees om daai oes in te kan bring. Ek wil hê ons moet Handelinge 8 vers 1 lees. Ek dink hy is weer op die bord. Handelinge 8 vers 1. 1 vers 8, ekskuus. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Sodra ek en jy die krag van die Heilige Gees ontvang het, dan is daar 'n verwagting op jou lewe. Dat jy 'n getuie sal wees oralste. Dit begin dalk in jou huis en dit gaan uit na familie toe en 'n groter kring, maar die doel is dat almal moet hoor van Jesus. Wanneer iemand gehoor het van Jesus, is dit hulle keuse, hoe gaan hulle reageer op dit wat Jesus gedoen het? Gaan hulle geloof in Jesus sit? Of gaan hulle kies om hulle geloof in hulle self te sit en hulle self te regverdig en te sê, ek het nie Jesus nodig nie. Maar daai keuse is op hulle, nie op jou nie. My verantwoordelikheid en jou verantwoordelikheid is dat ons getuies is vir Jesus. Ek en jy moet die woord van God gaan verkondig. As kerk en disippels van Jesus, kan ek en jy nie wegbeweeg van die plan wat God uitgelê het vir die wêreld nie. Maar wat God doen, is hy roep my en jou om deel te wees van die plan en hy sê, ek wil jou bekragtig met die Heilige Gees om jou werk effektief te kan doen. Elkeen van ons wat hierso sit, as jy wedergebore is en jou geloof in Jesus gesit het, dan is jy deel van die arbeiders in sy koninkryk. Ek wil hê ons moet dink aan 'n aflosspan. Daar is 4 ouens wat op 'n 400 meter moet hardloop. En daai ou wat wegspring, moet sy beste gee. Kan die tweede ou maar nou jiga. Nee, hy moet ook sy beste gee. En die derde ou, kan hy maar nou loop. Nee, hy moet ook sy beste gee. En die laaste ou moet ook sy beste gee. Jesus was die eerste vrug gewees van die versoeningsplan wat God het vir 'n oes wat in moes kom. En hy het daai verantwoordelikheid aan sy disippels oorgegee. En dit is ek en jy. Ons is sy disippels, ons het 'n verantwoordelikheid. Gaan ons voluit hardloop met die verantwoordelikheid wat ek en jy het? Hardloop ek en jy met alles wat ons het, of laat ons toe dat daar goeders is wat ons verhinder om die wedloop te voltooi wat hy vir my en jou instoor het. In Matteus skryf Jesus aan sy disippels, hy sê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan aan die Here vir die arbeiders. As ons na daai gedeelte luister, lê die probleem nie by die oes nie. Die oes is groot. Wat beteken daar's 'n oes wat wag. Maar die probleem lê by die arbeiders. Die arbeiders is te min. En Jesus sê, bid na die Vader dat hy die arbeiders sal stuur. So jy bevind jouself van een van 2 plekke. Of jy is die oes wat nog moet inkom, of jy het al ingekom en is nou deel van die arbeiders. Dit is waar jy jouself bevind. Daar is nie 'n middeweg wat jy kan kies nie. Ek en jy bevind onsself een van 2 plekke. Of ons is die oes,
So ons is ongered, of ons is 'n arbeider. En as jy sê jy is gered en jy's 'n arbeider, dan wil ek vra, wat doen jy met jou tyd? Gebruik jy dit effektief tot eer en verheerliking van sy naam? Of is jy besig om jou eie koninkryk te bou? Ek en jy moet reg arbei tot eer en verheerliking van God.